Van my kant af welkom vir almal online. Is so lekker om met julle ook te kuier op hierdie platform en welkom aan almal wat by ons kuier vandag. Besoekers, vriende, kollegas. Die wat 'n tweede keer gekom het, dit gebeur nie baie nie. Weet gewoonlik voel mense my prediking is so volledig. Hulle hoef net een keer 'n jaar te kom. Weet so, as jy sien baie mense woon nie altyd by nie. Dis omdat ek so volledig preek, jy weet. Hy dra jou vir 'n jaar. Wel, dis my waarheid en ek glo dit. That's the truth and I stick with it. Okay. Ons is besig met 'n reeks. En dit is 'n besondere reeks. Dit is 'n reeks waar ons kyk na Efesiërs. Michael, ek klink bietjie 'n tank. Of is dit net ek? 1, 2. Is dit net ek? Okay, ja, wel. Ons kyk na wie is die kerk. Maar in die eerste paar verse van Efesiërs gaan Paulus, en voor hy uitkom heeltemal by wie die kerk is, kyk hy na wie is Christene. Maar nie net wie is Christene nie, hy kyk na hoe om 'n Christen te word, hoe om 'n Christen te wees, hoe om soos 'n Christen te lewe, maar dan baie dieper en meer as dit, hy kyk na wat dit regtig beteken om Christen te wees. Wat beteken om 'n Christen te wees? Kom ons lees saam. Efesiërs 1 vers 14, dis ons skriflesing vandag. Ons het laasweek vers 1 begin. Ons kop nou hier af by vers 14. Die Heilige Gees is God se deposito wat ons volle erfenis waarborg totdat almal wat aan God behoort volkome verlos sal wees. Daarvoor moet ons God se grootheid prys. Ek love hierdie woorde. Het jy al gehoor mense sê ja, om in God te glo is net geloof? Net geloof? As jy 'n bietjie tyd het, dan wys ek jou en ek stap saam met jou deur die woord, dan wys ek vir jou, dis nie net geloof nie. Daar's baie dinge wat jy kan sien en voel en vat. Jy hoef nie net 'n sprokiesverhaal te glo nie. En ek love dit dat hy sê, gee vir my Christene, dis nou vir die kerk, gee die Heilige Gees, wat 'n waarborg in jou is. Nou 'n waarborg beteken, dis iets tasbaar. As Christene het ons nie net 'n idee en 'n fairy tale wat ons moet glo nie, ons het 'n guarantee. Wie van julle hou van guarantees? Ek love guarantees. Ek weet nie wie van julle voel so nie, daar was so 'n maand gelede, waar ons skroelgoedmasjien, ons wasmasjien en ons tuimeldroër in 1 maand opgepak het. Nou kyk, toe die tuimeldroër gaan, toe plaat my nie baie nie. Karina moes my 3 of 4 keer vra om daarby uit te kom. Ek het op die ou en daarby uitgekom. En ons het hom gestrip en ons moes hom toe heeltemal aan ene koop. Toe die wasmasjien 'n probleem gee, toe vat dit ook so 2-3 maande voor ek aan hom werk. Toe die skroelgoedmasjien gaan. Toe voel ek net, dis die Here se plig. Die Here druk op my hart, ek moet onmiddellik hierdie ding regmaak. Want dis waarby ek betrokke is by skroelgoed. Voel dit soms vir jou of garanties nie regtig nie veel werd is in vandag se lewe en vandag se tyd nie. As die Heilige Gees vir jou 'n waarborg gee dat jy God se is. Dis 'n ongelooflike waarborg, jy kan maar daar bargain. Jy kan maar huis toe vat. You can bet on it. Okay, so. Ons kyk wat dit beteken om Christen te wees. What does it mean to be Christian? Baie keer al met mense gesit, kom mense, en sê, weet jy wat, ek glo nie regtig nie. Ek glo nie regtig in Christenskap nie, ek kyk wat Christenskap is, ek hou nie van wat ek sien nie. I don't really believe in God as well. Dan is daar een vraag wat ek baie keer vir mense vra. Ek vra vir mense, nou verduidelik vir my, hoe lyk hierdie Christenskap waarin jy nie glo nie? Please explain to me how Christianity look in your mind. En dan wat hulle verduidelik, kan ek met groot oortuiging sê, ag, wonderlik. Wat bedoel jy wonderlik? Nee, ek glo ook nie in dit wat jy nou sê nie. Want dit is nie wat Christenskap is nie. Ja, kom maar glo nie in God nie. Vertel my hoe lyk hierdie God en wie jy glad nie glo nie. En dan die oomblik as daai persoon begin om my te verduidelik hoe lyk God, dan het ek 'n groot oortuiging, dis nie die God wat ek kan bid nie. So, vandag vir almal online, vir almal wat hier sit en kuier, ons kyk wat beteken om Christen te wees en wat is Christenskap. En, ons kan nie alles kyk vandag, ons kyk na 'n klein segment daarvan. Maar hier is boodskap.
Vir jou wat nog wonder en soekend is en wonder of kan jy Christianity trust. Stay tuned. Vir jou wat sê ek glo nie, ek dink nie ek glo nie en hierdie video kom by jou uit, dan wil ek vir jou vra. Luister net klaar en dan dat jy 'n idee het waaraan jy nie glo nie. So that you can have good evidence why you don't believe. Maar luister wat beteken Christendom. Ek dink baie min mense verstaan. Paulus vat ons deur hierdie skrifgedeelte. Hy sê Christendom is 3 dinge. Ek gaan 10 teenoor die eerste 2 praat vandag. Christendom is waarheid. Christendom is hoop. En dan sê 'n derde ding wat baie min mense verstaan. Christendom is heerlikheid. Truth, hope and glory. Wat is die goed en hoe kry ons handvatsels daarop? Ons begin. Eerste ene, waarheid. Christendom is waarheid. Efesiërs 1 vers 13. Deur wat Christus gedoen het, het julle ook die waarheid gehoor. Die goeie nuus waardeur julle verlos word. Op grond van wat Christus gedoen het, is julle, toe julle tot geloof gekom het, tot God se eiendom gemerk deur die Heilige Gees wat God beloof het. Okay, Christianity starts with one thing. Is die hoor van 'n stel inligting. Jy hoor 'n storie. En Christianity en Christendom sê daai storie is waarheid. En jy neem daai storie aan asof dit waar is. Jy glo dit. En ons noem daai storie die goeie nuus. So Christendom is 2 goed. Is die hoor van inligting. Inligting wat waarheid is. En daai waarheid noem ons die goeie nuus. Ons gaan dit so 'n bietjie uitpak. En so hier in die 1980s, daar's uitstallings ook in die museum daar in Chicago, dink ek, van hierdie hele postmoderne beweging. Onthou julle, postmodernism was 'n groot beweging in die wêreld hier van die 80s af. En daar het iets groots gebeur met postmodernisme. Postmodernisme het die volgende gesê. Hulle het gesê, weet jy wat? Waarheid is relatief. Het jy dit al gehoor? Ja, is jou waarheid. En weet jy wat hulle gehou? Hulle het nie daarvan gehou dat iemand waarheid het en ander mense nie waarheid het nie, want dan is hulle bang die een wat waarheid het, druk sy idee op jou af. En jy wil nie hê iemand moet oor jou domineer of jou heers nie. Daarom het postmodernisme met hierdie idee gekom, weet jy wat? Elke ou skep maar eintlik het sy eie waarheid. You create your own truth. En weet jy wat het hulle gehoop? Hulle het gehoop hulle kom vry van onderdrukking. Hulle het gehoop hulle kan totaal vry wees nou, want hulle skep nou hulle eie waarheid. Maar, soos die jare aangegaan het postmodernisme by 'n baie groot probleem uitgekom. Hulle het agtergekom dat hulle het nie minder onderdrukking nou nie, hulle het meer onderdrukking. En waar kom dit vandaan? They figured out, if they don't have a absolute truth, and somebody is hurting them, they can't tell that person to stop because that person's got his own truth. Hulle het agtergekom dat as daar foute in hierdie wêreld is, kan ons dit nie regmaak nie. Want ek sê vir jou, hoor jy nie, ek moet jou vertel hoe om dit te doen. Hoekom wil jy my vertel? Want ek weet hoe om dit, dan is jy mos nou waar. En iewers skielik het hulle agtergekom. Mense is meer depressief. Hulle is meer angstig en hulle is meer geonderdruk as ooit tevore. En daarom het postmodernisme weggesmeld. En mense het besef, we do need a set of truth. Ons het 'n stuk waarheid nodig. Ergens het ons waarheid nodig. Waarheid is vir ons as Christene uiters belangrik. Jy sien, waarheid moet wees, as dit nie is, het ons geen fondasie nie. Baie mense kom by my en sê, ja, weet jy wat, ek hou van Jesus. Ek hou van die dinge wat Jesus gedoen het. Ek glo net nie heeltemal dat hy gesterf het, en dat hy weer opgestaan het, en dat hy eintlik die seun van God is nie. Maar verder sê, pretty nice guy, en ek hou van die waardes wat hy voorgee in sy teachings, ek love it. Weet jy wat, jy het nie 'n keuse of jy Jesus moet like. Jy kan hom nie like nie.
Jy kan nie aanneem en sê ek hou van Jesus, maar glo net nie in sy opstanding. Want as jy dit sê, dan sê jy vir my jy hou van 'n absolute leenaar. Of Jesus het gesterf, hy het opgestaan deur die hand van God en hy is die seun van God. Of dit is die waarheid of is nie die waarheid nie. En as jy vir my sê jy hou van Jesus, maar jy glo net nie wat hy sê nie, dan sê jy vir my jy hou van 'n leenaar. Daar moet waarheid wees. En wat vir Christendom 'n fondasie gee, is die glo van iets wat ons noem die evangelie. Nou die is baie, baie belangrik om 'n begrip te hê en te verstaan wat is die evangelie, want ons sê waarheid is die evangelie en die evangelie is die waarheid. So Christene is mense wat hulle lewens bou op 'n fondasie wat hulle glo. This is rock bottom truth. This is the truth. Nou, wat is die evangelie? Wat beteken die woord evangelie? Die woord evangelie, die maklikste in Afrikaans vertaal, beteken dit is goeie nuus. So met ander woorde, as dit goeie nuus is, dan beteken dit, daar is iets wat ek en jy hoor, en as ons dit hoor, dan besef ons is waar, en dan het dit 'n goeie uitwerking op ons. Wat is nuus? Kan jy 'n bietjie vir my dink? Die evangelie is nie goeie raad nie. Die evangelie is ook nie 'n stel van goeie leerstellings nie. Die evangelie is nie eers goeie wette nie. Die evangelie is goeie nuus. Ons moet eers vashaak by die woordjie nuus. Wat beteken nuus? Want as ons dit nie verstaan nie, want toe Jesus aarde het gekom, het hy een ding gedoen, en wat hy gedoen, hy het gesê, ek verkondig die goeie nuus. Wat het Paulus heeltyd gesê in die gedeelte? Julle het die goeie nuus gehoor. So wat beteken die woord nuus? Die woord nuus is 'n baie spesifieke woord. Dis nie raad nie, dis nie leerstellings nie, dis nie teologie nie, dis nie dogmatiek nie. Nuus is 'n gerug van iets wat gebeur het. Dit is nuus. So met ander woorde, daar's nog 'n ander element met nuus. So nuus is nie net inligting nie, dit is 'n gerug van iets wat klaar gebeur het. En nou is dit nuuswaardig. Maar kom ek verduidelik dit 'n bietjie verder. Sou ek goeie nuus kry myself? Ek is goeie nuus myself. En ek kry 'n e-pos en sê, my aansoek is aanvaar en nou kry ek hierdie werk waarvoor ek my hele lewe lank gewag het. Dit is die besonderste werk, het gaan my hele lewe verander, het gaan my gesinslewe verander, het gaan almal wat ek ken, wat naby en in my invloed lewens verander. Maar dis goeie nuus vir my. Dink julle ek kan daai nuus op die aandnuus op 8uur nuus uitsaai? Nee. Want dit het nie betrekking tot julle nie. So dis nie nuus waardig nie. Ek het goeie nuus gekry vir my lewe en dis goeie nuus vir Jaco. Wat is die goeie nuus vir jou? Dink gou gedaan. Dink julle as ek by 'n bar in die strate afgehardloop kom en ek kom by 'n bar en ek slaan die deure oop. Ek sê manne, stop gou wat julle doen. Wat gaan aan? Sê ek het goeie nuus en almal begin excited raak. Wat is die goeie nuus? Ek het daai job gekry. Ja. So what? Gaan aan met die darts. Okay. Dis nie nuus nie. So ek wil julle moet verstaan, ek wil julle na die root toe vat van wat dit beteken. If the gospel is good news, what does it mean? Wat beteken dit? Ouens, en dit is wat dit is om Christendom te wees, is die goeie nuus, het jy geglo. Wat is die goeie nuus? Nou, het jy al slegte nuus gekry? So ons weet nou wat die woord nuus is, maar nou moet ons die woord goeie by dit reg. Wie het al slegte nuus gekry? Ja, almal van julle het al slegte nuus gekry, né? Julle weet hoe dit voel. Maar as jy bewus daarvan dat jou slegte nuus nie noodwendig vir my slegte nuus is nie. Nou, omdat ek vir jou lief is dit sleg vir my. Maar dit affekteer nie my lewe soos dit jou affekteer nie. Ons almal ken van slegte nuus, maar die Bybel sê daar's 'n stel waarheid wat hy noem dis goeie nuus. So ouens, hier's die waarheid. Christene is kinders van God, omdat iets het gebeur. En dit beïnvloed almal op 'n goeie manier.
dis 'n tipe ding wat ons kan uitsaai en sê, nou het ons goeie nuus. It's not for a select few, it is for everybody. Goeie nuus. So. Goeie nuus is, iets het gebeur, ek glo dit het gebeur, en daarom verander my wêreld, my lewe, my wese. En hier is die goeie nuus. Die goeie nuus is, God se koninkryk het naby gekom. And that is the truth. Ons as Christene glo dit. God se koninkryk was eers ver. Toe die sondeval kom, het daar skeiding tussen God en mens gekom. Vir 'n baie lang tyd kon die mens nie met God in aksie kom nie. Hulle kon nie met God praat nie. Dit was deur 'n offersisteem, deur 'n tempelsisteem, en hulle moes deur 'n reeks van priesters en hoëpriester met God kommunikeer en vergifnis kry. En God was daar in die hemel. Hulle het gesê die aarde is sy voetbank. En in die allerheiligste van die tempel was waar God was. The average person, die gewone mens op straat, het geen access tot God gehad. Geen access nie. Toe Jesus Christus die aarde toe kom, en hierso op 'n ouderdom van 30 en hy begin preek, toe preek hy hierdie woorde. Ek het vir julle goeie nuus. Die koninkryk van God, wat julle weet wat ver was, is nou naby. Nou baie naby gekom. En ek wonder of jy weet wat hier sit, wat dit vir jou beteken. Want vir die mense wat daar geleef het, was dit werklik goeie nuus. En ek is so bang, dat ons wat die goeie nuus al so baie gehoor het, ons nie meer die krag verstaan van wat goeie nuus is nie. Dallas Willard sê hierdie ongelooflike woorde, hy sê, the good news of Christ is so well known, that nobody knows what it means anymore. Goeie nuus van Christus is nie net goeie nuus die dag as jy dit hoor nie, dis goeie nuus elke oggend as jy wakker word. Waarom? Wat is die effek daarvan? Wat doen dit? To put it mildly, the good news of God is the day where heaven collided with earth. And there's no more separation. It is the day when God moved into your neighborhood. Goeie nuus is die dag wat Jesus Christus vir ons iets gedoen het. En dit wat hy gedoen het, het gemaak. Is jy reg hiervoor? Dat God toegangbaar is. God became accessible. Accessible. En nie net, jy kan nou na hom toe gaan nie, maar hier is die ding, wie God is, sy krag, sy mag, sy heerlikheid, sy beauty, dit alles kan nou na jou toe vloei. Jy het access. Dis goeie nuus. Dis baie, baie goeie nuus. Ons gaan nog baie in hierdie gemeente praat oor good news, want ek wil vir jou sê, as jy verstaan wat die goeie nuus is, ons daai lied gesing, dan, as jy verstaan wat die goeie nuus is, het jy iets om oor te sing. En dis die een keer in jou lewe wat jy daaroor sing, jy sing elke oggend en elke dag in jou lewe daaroor. Jy is elke dag bly daaroor, want dit affekteer jou elke dag, elke tree, alles wat jy doen. Affekteer die feit dat jy nou naby aan God is. Jy kan wees. Dis nie te sê ons almal is nie, maar jy kan wees. Hierso. Tweede ding. So, Christendom is eerstens 'n stuk waarheid waarop ons lewens bou. En die tweede ding van Christendom, sê jy nooit by 'n Christen kan wegneem nie. En ons noem dit hoop. Hoop. Ons het hoop. Hoor gou wat sê Paulus. Hy sê in Efesiërs 1 vers 12 en 14. Die gevolg is dis die gevolg van hierdie goed wat happen. Die gevolg is dat God se grootheid deur ons bestaan verheerlik word. Ons was die eerstes wat ons hoop op Christus geplaas het. Die Heilige Gees is God se deposito wat ons volle erfenis waarborg, totdat almal wat aan God behoort volkome verlos kan wees. Daarom moet ons God se grootheid prys. Ons is die eerstes wat ons hoop op God geplaas het, op Christus geplaas het. Die beste beskrywing vir hoop. Ek gaan mees in Engels sê, want hy sê het so mooi. Hope is a life-shaping
certainty about your future. Hope is a life-shaping certainty about your future. Die hoop, werklike hoop, is 'n diep hartsoortuiging van die toekoms. Jy het 'n hartsoortuiging iets oor die toekoms en dit affekteer jou lewe nou. Is nie iets vir eendag nie. Jy glo iets oor eendag, maar dit het 'n massiewe effek oor hoe jy vandag lewe. Hoe jy vandag lewe. Dis hoop. Ek verduidelik. 2 mense werk in 'n fabriek. Baie slegte omstandighede. Swak lig vir die longe, baie vuil, baie stowwerig. Verskriklike moeilike werk. Dis bloedig warm en hulle lewens is kind of in gevaar, hulle gesondheid is in gevaar. Is demeaning werk en hulle suffer. En dan kom 'n voorman ingestap en is net hierdie 2 mense in hierdie fabriek. En hy kom na die een toe en hy kom fluister in Milay se oor en hy sê, Milay, ek wil net vir jou noem, aan die einde van hierdie dag gaan ek vir jou R50 gee. Okay. En hy stap saggies na die ander persoon toe en hy fluister vir Lana en hy sê, Laantjie, aan die einde van hierdie dag gaan ek vir jou R1 miljoen gee. Nou kom ons sê jy's 'n toeskouer oor hierdie fabriek, gaan jy weet wie die hoop vir R1 miljoen en wie dink, ag, al hierdie werk vir R50. Hoe dink jy gaan Lana werk? Milay gaan aangaan, maak nie saak wat ek doen, ek gaan suffer en hierdie R50 gaan 10 teen nie my hospitaalbil betaal oor wat met my gaan gebeur terwyl ek nie werk nie. Ek sal my goed doen, dis nou al wat ek het. Maar ek gaan dit nie geniet nie. En ek gaan nie vir hulle die idee gee dat ek dit geniet nie. En inteendeel, gaan ek uit my pad uitgaan om iets reg te maak wat breek nie. Waarom? Want daar hoop is 0. Maar Lana, sy werk in hierdie selfde fabriek. Onder presies dieselfde, hoor nou mooi, die een wie hoop het, sy lewe lyk nie anders, nee, die omstandighede lyk nie anders as die persoon wat hoop het nie. Maar die persoon wat hoop het, is in dieselfde haaglike omstandighede, sukkel dieselfde manier om asem te kry, maar in daai persoon is daar 'n attitude, wat sê, dis niks. Om nog 'n dag hier te werk, en aan die einde van hierdie dag weet ek wat ek kry. Dit is niks. Dan verstaan jy iets wat Paulus sê, ons kan die huidige lyding aanvaar, ons kan dit dra, want ons weet, vir ons is daar 'n ewige hoop. Christene, hoor vir my baie mooi, is mense, en Paulus het 'n baie mooi woord wat hy gebruik, mense met lewendige hoop. En hoop het 'n effek, hoe Lana vandag in hierdie fabriek werk. Hoop het 'n effek hoe jy op hierdie wêreld loop. Hoop het 'n effek hoe jy lyk as jy negatiewe en slegte nuus hoor van ons politiek in ons land. As jy hoor wat in die wêreld gebeur, ons bly in dieselfde land. Maar die een het 'n lewendige hoop in hom en daai lewendige hoop maak dat hy elke dag anders leef. Sy lewe lyk anders. Ons 2 mense loop in die strate van huis nou. En die een mens is 'n sekulêre mens, hy glo regtig nie in God nie, en hy glo regtig nie in die hemel nie, lewe na die dood nie. En daarom weet hy, wat ek hier doen, maak nie saak nie. As ek goed leef, maak nie saak, as ek goed aan ander doen, maak nie saak nie. Want hoe ek leef het geen effek oor hoe my lewe gaan wees eendag nie. Ek weet net, wanneer ek doodgaan, is ek klaar. There's nothing more for me, it's the end. Ek is klaar. En dan loop iemand langs hom. Sorry, laat ek dit nog een ding noem. Hierdie persoon wat geen geloof het nie, glo ook, wat help het ek los iets vir my nageslag? Want daar's niks ook vir hulle nie. En inteendeel is die seevlakke besig om te lig. Die son begin alles doodbrand. Hierdie wêreld is besig om te vergaan. As eintlik maar geen hoop nie. Maar dan loop daar iemand anders reg langs hom. En hy het die diep oortuiging in sy hart dat God lewe. En hy het die diep oortuiging dat God 'n belofte gemaak het vir hom. En vir almal wat saam met hom glo in hierdie stel waarheid. Dat daar 'n ewige hoop gaan wees en daar's 'n ewige lewe en dat hy saam met God gaan regeer in hierdie ewige lewe. En hy weet dat niks is verniet nie. En hy weet dat alles wat hy doen het 'n effek. En as hy
'n legacy agterlaat, beïnvloed dit nog ander mense wat hom ook kan volg. Hoe dink jy gaan daai twee lewens lyk? Gaan jy die twee lewens kan onderskei? Om 'n Christen te wees, is om 'n stuk hoop te hê, wat weet, die beste lê nog voor. Ek het dit al voorheen gesê, julle onthou dit. 'n Christen is iemand wat glo die beste lê nog voor. Oom en tannie wat hier sit, wat nog 'n paar jaar geleef het, dink jy jou beste jare is verby jou? Of dink jy die beste lê nog voor? Ons leef op 'n ander manier as hierdie hoop lewendig is in ons. It's what makes us Christian. So Christianity is somebody who believes. Somebody who believes in the truth. In die waarheid. That truth is good news to us. En dit vul ons met ongelooflike hoop. Ongelooflike hoop. Nou, dit is nie net 'n leeuhoop nie, ek wil graag vir julle hierdie skrif klaar lees. Okay, derde ding. Glory, heerlikheid. Is 'n heerlikheid wat na ons toe kom. It's a glory that will come to us at the end of time. Kom ons luister, hy sê mooi. Die Heilige Gees is God se deposito wat ons volle erfenis waarborg totdat almal wat aan God behoort volkome verlos sal wees. Daarvoor moet ons God se grootheid prys. Daarvoor moet ons God se grootheid prys. Weet jy wat sê hy? Die Heilige Gees getuig in ons harte, as jy 'n Christen is, dat jy aan God behoort. Jy is God se besitting. God besit, jy is syne. You belong to God, and that's what the Holy Spirit will convince you of in your heart. Jy behoort aan God. Nou, dit gaan baie verder. Paulus gaan in vers 18, ons gaan volgende week na daai vers kyk, maar ek noem dit gou vir jou dit. Paulus sê in vers 18 net af, en sê hy nie net, ons is God se besitting, hier is wat hy sê. Hy sê, jy is God se erfenis. Jy is God se erfenis. Erfenis. Kom ek verduidelik dit. Jy het 'n pragtige huis in Huisnaam. En in hierdie huis, jy hoef nie ver te imagine nie, het jy al jou besittings en jou eiendom, maar jou rykdom, hoor vir my mooi, jou rykdom lê vas in hierdie huis en in die besittings wat jy in jou huis het. Dit is jou rykdom. Dis wat jy het. Maar in jou huis, in die kluis, het jy 'n erfstuk. 'n Erfstuk. Wat is 'n erfstuk in Engels? An heirloom. You have an heirloom, which is more precious, 10 times over what you own. Jy het 'n erfstuk wat meer waardevol is as jou eiendom, jou huis, alles saam, 10 keer oor. En jy is in hierdie huis, en dan kom 'n brand. Julle almal weet van die brande wat gekom het. En dan kom 'n brand. Wat's die eerste ding wat jy in jou huis gaan gryp voor in jou kar ry om jou lewe te spaar? Jou familie se lewe te spaar. Wat's die eerste ding wat jy gaan gryp? Die mees waardevolste erfstuk in jou huis. Nou liewe gemeente, in ons gemeente het dit 'n bietjie anders gewerk. Ek gaan nie name noem nie, maar toe die brande slaan, was hier 'n dame, want ek sien sy lag vir my. Maar hier's 'n dame, sy pak haar tas en sy moet vinnig pak en die vure kom en die eerste ding wat sy pak is haar bikini. En ek wil nie sê waar sy sit nie, maar sy in daai hoek daar agter. En ek wil nie noem nie, sy het blonde hare, maar ek gaan nie vir julle sê wie sy is nie. Michelle ken haar baie goed. 'n swim costume, okay. Is daar 'n verskil? Ek gaan nie van, moenie my vertel nie, ek glo daar's 'n verskil. Maar a sane person, a person with some form of sanity in the moment, a sane mens, gryp eerste jou waardevolste besitting in die huis. Want, hoekom? As alles oor en verby is, kan jy herbou. Want daai waardevolle besitting is meer werd as 10 keer wat jy besit.
Weet jy wat beteken dit as jy, is jy ready voor? Weet jy wat dit beteken as God vir jou sê, hoor mooi, jy is sy erfenis, dan sê hy vir jou, as hierdie wêreld afbrand, gryp ek jou eerste, want jy is die mees waardevolste ding wat ek besit. Hy sê dit nie vir mense wat al die regte goed doen nie, hy sê dit vir mense wat net hierdie stel waarheid glo, die goeie nuus glo. As jy die goeie nuus glo, raak jy sy waardevolste besitting. Jy is sy erfenis. Daar's niks meer waardevol vir God as jy nie. God, as hy na jou kyk, dan swel sy hart en hy raak so opgewonde, want as hy na jou kyk, dan sien hy sy rykdom in jou. En dis verskriklik belangrik. James het nou gesê, hierdie song, I am your beloved. Die dag as jy dit begin glo. Het julle gehoor, ons het 'n lied gesing, Michael het 'n lied gesing, more love, more power. And if you want more power, everybody wants more power. You have to understand the love. You will not have more power if you don't know how much love God has for you. Is deur die liefde wat God vir jou het, waaruit jou krag kom. As jy 'n Christen is, dan glo jy dit. Jy glo dat as God na jou kyk, dan swel sy bors en hy weet, jy is die mees kosbaarste ding wat hy besit. Jy is God se erfenis. Ek weet nie wat dit vir jou doen nie. Dit skuif my. Dit maak dat ek anders leef. Dit gee vir my hoop. Ek sluit af met 'n case study. 'n gevalle studie. Lukas het hierdie pragtige verhaal. Lukas skryf hierdie ongelooflike verhaal. Hy skryf van 'n man met die naam Simon. En Simon is 'n skrifkenner, 'n wetsgeleerde, hy's 'n fariseer, en hy glo die koninkryk van God behoort aan hom. Dis naby aan hom, want hierdie ou dink hy gaan al die wette in Israel kom hy na. En toe hoor hy daar is 'n nuwe prediker met die naam Jesus, en almal praat van hom dat hy's 'n besondere profeet. En Simon dink by homself, kom ek nooi hierdie profeet om in my huis te kom kuier, dan kan ek hom judge. Kyk of daar gewig in hom is. Kyk of daar iets reël in hom is. Dalk is hy maar net nog 'n leenaar, nog 'n wannabe Christus. En hy nooi vir Jesus en sy disippels gaan kuier by Simon. Kom in huis by Simon. Simon laat hulle aan die tafel sit. En nou moet jy verstaan, as hy in Simon se huis is hy een van die hoër mense in die stad. Simon is een van die belangriker mense in die stad. Nou jy kan hom plaas in huis na waar jy wil, maar dis 'n belangrike huis. Dis 'n belangrike huis. Dis 'n plek waar daar waar die belangrikste van die belangrikstes in bly. Want dis hoe dit was. As jy 'n godsdienstige geleerde was jy die roem van die samelewing. Terwyl Jesus in hierdie huis is, kom daar 'n vrou en die Bybel sê vir ons dat sy's 'n sondares. She's a sinner. 10-1 is haar sonde iets te doen met prostitusie. Sy's 'n vrou met geen hoop, met geen koneksie. Haar familie het haar weggegooi. Ons moet net weet wie sy is. Sy het geen meer selfwaarde nie en sy is 10 in 'n loopbaan waar elke man wat haar gebruik, haar verag. Sy het nog nooit ware liefde gevoel nie. Sy word weggejaag, weggegooi, sy behoort aan niks, sy behoort aan niemand en sy het net een ding wat sy probeer doen, sy probeer aan die lewe bly. Sy probeer aan die lewe bly. Hierdie vrou het gehoor, daar's iets soos goeie nuus. En sy het gehoor, daar's 'n man wat hierdie goeie nuus verkondig en sy naam is Jesus. Maar op hierdie stadium was hierdie goeie nuus nog nie vir haar accessible nie. En op 'n dag, toe sien sy Jesus kom in hierdie straat afgeloop. En sy sien hy stap by hierdie huis in en weet jy wat doen hierdie vrou? Iets ondenkbaar. Hierdie vrou besluit om haarself te verneder en by hierdie huis in te stap. Nou wil ek hê julle moet verstaan wat sy ongelooflike risiko neem sy. Sy neem 'n risiko. Sy kan gestenig word. Maar kom ons sit dit een kant.
Sy loop 'n verdere risiko dat sy verder verneder kan word. Kan jy dink vir so 'n vrou om in 'n wetsgeleerde se huis in te stap? Dit is ondenkbaar. Sy sal verder verneder word. Sy sal verder in die vloer afgetrap word. Haar lewe kan dalk in gevaar wees. Maar weet jy wat? Hierdie vrou weet wat dit is om 'n bietjie goeie nuus te hoor, want haar hele lewe lank het sy nog net slegte nuus gehoor. Haar hele lewe lank hoor sy net slegte nuus. En sy het so 'n honger vir iets goeds. En 'n vriendin, iemand in haar wêreld het vir haar gesê, as hierdie man verbykom, hy vertel goeie nuus, gaan luister. En hierdie vrou vat die risiko van haar lewe. En sy stap by 'n huis in. En ek weet nie hoekom sy verby al die diensknegte, almal wat daar werk nie, en sy kom tot in die tafel waar al hierdie godsmanne eet, en hierdie skrifkenners eet in haar kop, en sy kom, en ek weet nie hoe weet sy wie is Jesus nie, maar sy val by sy voete neer. Sy val by sy voete neer. En sy ween. En sy huil. En haar trane vloei oor sy voete. En maak sy voete nat en sy vat haar hare en sy vee sy voete skoon met haar hare. Haar hare was los as 'n teken van prostitusie. Hulle hare was toe en onderdoeke, nie hare nie. En terwyl sy voete was, begin sy onophoudelik sy voete soen. En Simon sien dit. En hy is so 'n bietjie verlig. Hy's 'n bietjie verlig. Want hy was bang dat hierdie ou wat hierdie vreemde goed leer 'n profeet is. Maar nou weet hy dat hy kan verseker nie 'n profeet wees nie. Waarom? Want hy weet, as die man 'n profeet is, het hy geweet, hierdie is 'n vrou. Hierdie is 'n sondares. En hy sou haar dadelik op haar plek gesit het en uitgejaag het. Hy sou niks gedoen gehad nie. So hy's baie dankbaar om te weet. Okay, Jesus is maar net 'n wannabe. As hy God se stem hoor, sal God mos vir hom sê wie hierdie vrou is. Maar wat hy nie weet nie. Jesus is nie 'n profeet nie. Jesus is die Messias. En in Petrus, in Jesus se hart, kyk hy op na Simon en hy weet wat Simon dink. Hy weet nie net wat hierdie vrou is nie. Hy weet ook wat Simon dink. Ek dink dit moes vir Simon geskok het. Hy sê, Simon. Hy sê, ja, Here. Hy sê, Simon. Imagine, dink, daar's twee mense. Die een skuld die koning baie, die ander een skuld die koning min. Die koning kom en hy verwyder beide van hulle se skuld. Wat die een van hierdie twee sal die koning die liefste hê? Simon sê, ja, verseker, die ene wat baie skuld gehad het. Dis die logiese antwoord. En Jesus kyk vir my en sê, Simon, hierdie vrou het baie geskuld. Baie geskuld. En ek het nou haar sondes vergewe. Hy sê, en weet jy wat, Simon? Hy sê, ek het by jou huis ingestap, jy het nie my voete gewas soos gebruiklik moet gebeur nie. Simon, jy het my nie gegroet met 'n kus nie. Hierdie vrou het my voete gewas, en Simon, vir een of ander rede, kan sy nie ophou om my voete te soen nie. Weet julle wat is die verskil? Simon het 'n leerstelling in sy kop. Hy het nie goeie nuus nie. Hy het goeie idees, goeie wette en goeie leerstellings. Hierdie vrou weet niks van dit nie. Sy het net een ding gehoor, en dis wat ons noem goeie nuus. Net een ding gehoor, en dis goeie nuus. Dallas Willard sê, hy sê, mens kan nie eintlik in teologiese taal praat oor wat hierdie vrou doen. Hy sê in Engels, the only thing we can say, the biggest theological language we can use, is this woman went nuts about Jesus. En sy was nie bang wat mense dink nie. Ek wonder of loop jy rond in jou hart met goeie leerstellings, goeie Bybelkennis. Ek wonder wat sal gebeur as daai kennis goeie nuus raak vir jou. En hier is die goeie nuus. Goeie nuus is nie 'n klomp goed wat jy moet gaan doen nie. Die goeie nuus vir hierdie vrou was nie, hoorie mevrou, jy moet nou opstaan, jou was, jy reg kry hierdie goed. As jy al hierdie goed reg doen, dan kan ons dalk kyk of ons jou kan help nie. Dis nie goeie nuus nie. Die goeie nuus vir hierdie vrou was nie, wat moet jy nog gaan doen nie, is wat het God gedoen. Wat het Jesus
gedoen. En die koninkryk van God het naby aan hierdie vrou gekom. En die koninkryk van God was nog ver van Simon af met al die beste idees en lering in sy kop. Ruach. Sy fondasie word gebou op goeie nuus. Hier gaan dit nie oor wat jy doen nie. Dit gaan hier oor wat het hy gedoen. En vir die res van ons lewens probeer ons uitwerk, hoe affekteer dit my lewe? Want daai hoop verander iets wat ek vandag doen. Mense, as ons hier lof en aanbidding het in hierdie kerk, dan kom ons nie sing omdat ons God wil impress nie. Ons kom sing want ons kan nie anders dan nie, want ons besef wat het hy vir ons gedoen. Ons kan nie stil bly nie. Wanneer ons kerk toe kom en saam kuier, is dit omdat ons nie anders te kan as om met mense te connect wat ook goeie nuus in hulle lewe besef het nie. Want ons kyk na mekaar en sê, "Wow, wat het ons?" En daai goeie nuus is goeie nuus vir jou elke oggend as jy opstaan. Elke aand as jy jou oë gaan toemaak, is dit nog steeds goeie nuus. Ek weet dit is moeilik. Ek weet dis mense wat sukkel want jy dink om Christen te wees is alles wat jy moet doen. Maar as dit is waar jy is, dan is jy nog nie by Christenskap nie. Christenskap is alles wat het hy gedoen. En dis nuus. En daarom wil jy anders leef. Nie om goeie goed te kry nie. Jy het klaar die goeie goed gekry. Dis 'n reaksie. Die lewe van 'n Christen is die reaksie van iemand wat die goeie nuus hoor. Is nie die wette van iemand wat die God soek nie. Nee. Die lewe van 'n Christen is 'n reaksie op iemand wat goeie nuus gekry het. Kom ons maak 'n soort. Ek wil regtig vandag hierdie geleentheid gebruik. As hier iemand vandag sit en sê, Jaco, ek is nie waar hierdie vrou was nie, maar die een ding wat ek met hierdie sondares in gemeen het, is ek het goeie nuus nodig in my lewe. Ek is moeg vir godsdiens en ek is moeg vir kerk speel. Ek het nodig dat die goeie nuus in my lewe waarheid raak. Ek weet waar julle nou sit. Is die Heilige Gees besig om met mense te werk, want ek kan jou nie oortuig van hierdie waarheid nie. Dis net God en sy groot almag wat hierdie waarheid aan jou kan verkondig. Ek weet hier is iemand wat vandag sukkel om te glo dat jy is God se kosbaarste besitting. Die Here wil vir jou sê dit is so. Ek het jou by jou naam geroep en ek het jou naam op my handpalm gegraveer. Jy is myne en ek is joune. My guns rus op jou. Ek dink vir almal wel by die huis. As jy online luister na hierdie boodskap waar jy sit en sê, Jaco, ek het goeie nuus nodig. Mag jy dit voel. Mag die Gees van God oor jou kom, mag hy jou oortuig, mag hy jou convince dat jy is syne. Jy is sy kosbaarste besitting. Amen. Amen. Liewe gemeente, ons het rede om bly te wees. Jy behoort aan hom en hy behoort aan jou. Kan ek jou seën? Ek seën jou met hierdie woorde. You are the beloved of God. Gaan leef in dit hierdie week. Daar's lekker koffie na die tyd. Dankie.